Ja, hartlike goeiemôre aan almal wat ek nog nie môre gesê het nie. Baie lekker om julle elkeen ook vanoggend hier te sien. En ons glo en vertrou dat die Here ook vir ons op 'n besondere wyse ook vanoggend sal kom seën. Nou daar's twee dingetjies wat ek maar net wil kom byvoeg. Jy het miskien al gesien daar in die saal, miskien het nog nie opgemerk nie, maar die wederkomskaart is nou op. Daar was 'n versoek aan die begin van die jaar toe ons bietjie gepraat het oor die dinge van die Here. Hoe gaan ons mense binne in ons gemeente kry? En een van die aspekte wat ons dan ook gepraat het was om bietjie oor die wederkoms te praat, want dit trek mense. En nou lê die verantwoordelikheid en die onus op u as gemeente om dan ook mense te nooi na die geleentheid toe. So as ons gesond is en die dinge is aan die gang weer, dan gaan ons, kom ons sê oor 2 weke, dan gaan ons begin met die wederkomsgeleentheid. So ons gaan die kaart behandel en veral wanneer ons begin om na daardie kaart te kyk, die inleiding daarvan is baie belangrik sodat die mense kan verstaan waaroor dit dan ook gaan. So ek vra vir u so oor 2 weke, dan gaan ons begin met die wederkomsgeleentheid en dat u ook mense sal nooi na daardie geleentheid toe. Veral na die oggend erediens, dan gaan ons daarna kyk. En dan, die eerste week in die vakansie, het ons 'n vakansie Bybelskool, of ons gaan dit 'n vakansie Bybelpret noem, en ons wil graag van graad 0 tot en met graad 7, wil ons die kinders bedien. So ons het 2 dinge nodig. In die eerste plek, gebed, dat ons sal begin bid daarvoor. En dan die tweede is, ons gaan hande nodig hê in daardie tyd. Dat die Here vir ons sal help ook, dat ons hande sal hê om met daardie kinders dan ook te werk. Hulle word in klassies opgedeel, daar's handewerk wat gedoen word, en daarvoor het ons dan ook bietjie personeel nodig. So bid die Here ook, of hy nie dalk in die hart begin werk, en dan dat u ook daarmee sal help nie. So baie dankie dat ons alreeds u kan vertrou ook daarvoor. Goed. En dan, nou het ons 'n spesiale geleentheid, né? En dit is Moedersdag. En ons wil vir elke moedertjie in die gemeente, nou ek sien hulle is redelik uitgedun vandag en ek verstaan nie dit nie. Ons moes nou eintlik mos die kerk vol gesit het. Die kinders moes die Maaskerk toe gebring het. Maar ek wil vir elke moeder, wil ek hierdie skrifgedeelte gee in Spreuke 18 vers 22. Hy sê, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Daai moeder wat werklik godvreesend is, ons weet van die Spreuke 31 moeder, en wie so 'n vrou gevind het 'n welgevalle van die Here gevind. Baie geluk ook aan u, en mag die Here vir u seën. Ek weet hier is ons moeders wat ernstig bid vir hulle kinders, bid vir hulle kleinkinders, en mag die Here u getrou hou, ook in daardie saak. Daarom wil ons nou vra, al die mammas wat hier is, dat julle asseblief net sal opstaan. Ons wil graag net vir julle ietsie in die hand gee. Al die moeders moet opstaan. As julle nie staan, ek julle nie ontvang nie. So. Papas, ons het seker gemaak dat julle nie iets kry wat julle kan wegvat van hulle af nie. So. Gewoonlik as die paas mos heel eers staan, sê hulle kom ons kyk wat's in die pakkie. Chantel, as julle klaar is, daar's nog een daarbo, né?
Ja, ek het nou as gevolg van die Moedersdag geleentheid het ek nou nie vir ou Nugget saamgebring nie. Volgende week dan luister ons verder van Nugget. Goed. Baie dankie Werner, Chantel, ook vir julle waardeer. Goed. Kom ons maak ons harte stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, laat U ons lei, laat U ons bring na u heilige berg en na u woning. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser, en dit word vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan staan, dan gaan ons nog 'n lied saam sing, Gesang 10, Grote God aan U die eer. Kom ons sing daai 2 verse staande saam. Ek noem die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Matteus, die 5de hoofstuk, Matteus hoofstuk 5. Ons gaan die eerste 12 verse saam lees. Nou ja, as ons iets weet van die woord van die Here, sal ons weet dat hierso is die saligsprekinge, nê. Die Here wat dan ook die saligsprekinge aan ons voorhou. Hierso is die Here daar besig by die bergpredikasie om dan ook hierdie saligsprekinge dan ook voor te hou. Is interessant daarso waar hy dan ook dit voorgehou het, is of die moontlike plek lyk soos 'n amfitheater, en daar het 'n klomp mense daar gesit om dan hierdie woord te luister, en het die Here nie nodig gehad om baie hard te praat nie, want sy stem kon lekker gedra het in daardie plek waar hy dan ook moontlik hierdie boodskap sou oorgedra het. So net so 'n bietjie interessantheid rondom die plek waar hy dit ook dan moontlik sou gedoen het. Ons lees dan saam uit Matteus hoofstuk 5, daar vanaf die eerste vers. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan as ons die troonkamer van die Here ook in gebed nader. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om dan ook na U toe te kan kom met die wonderlike wete dat U is die God van hemel en aarde. U is die Vader, en as Vader kom ons as U kinders van U sorg, en ons buig voor U neer en ons kom aanbid U. Ons kom aanbid U vir U grootheid, vir U heerlikheid, en dan ook, Here, vir U besondere versorging. As ons dink maar aan elke moedertjie wat vandag hierso is, vir hulle wat miskien nie hier is nie weens omstandighede. Sommige van ons wie se moeders ver weg is, wil ons tog elke ene aan U kom opdra. Besonder hulle wat daardie Spreuke moeder is, soos daar in Spreuke 31 ook gesê is, dat hulle ver bo korale gereken word. Here, dankie dat U hulle vir ons gegee het. En weet ons, Here, dat U het 'n besondere plan en 'n doel ook met hulle in die lewe. Mag jy hulle gebruik as instrumente om vir hulle kinders te bid.
En dat U hulle sal seën ook daarvoor, dat hulle sal ervaar hoe kinders dan ook by die kruis uitkom, gered word, geheilig word. Ons dankie vir Godvreesende moeders. Here, dankie dat ons weet, dat daar moeders is wat werklik hulle harte aan U behoort. En ongelukkig is dit so in die tyd waarin ons lewe, dat baie moeders is die wat moet voorvat binne in huise, dat daar 'n afwesigheid van vaders is waar moeders kinders moet grootmaak. En wil ons bid, Here, dat U hulle in besonder sal versterk, en sal bystaan, dat U sal onderneem in daardie huishoudings, en U self sal kom verheerlik, in en deur elkeen van hulle se lewe. Dankie, Here, vir hulle wat daardie geheim al leer ken het om aan Jesus se voete te sit en daardie seëninge van God te ontvang. Ons weet, Here, elke een het hulle plek, die Martas en die Marias. Maar Here, dat U moes self gesê het, Martha, jy is besorg oor baie dinge, maar Maria het die beste deel uitgekies. En dit was daar in die voete van Jesus. Ons bid vir mamas, vir moeders wat werklik dit ken, om in die voete van Jesus te sit en daardie geheim in hulle lewe dan ook te ken. Ontmoeting gedurig met U en dat U naam geëer sal word. Seën vir hulle in besonder. Vir ons as gemeente, al die aktiwiteite, ons eer U vir gister, dat U ook daarin onderneem het, ook vir daardie inkomste wat gegenereer is. Ons bid dat U ook U seën daarop sal plaas. Ons bid, Here, vir die aktiwiteite in die gemeente, dat U ook daarin kennerlik teenwoordig sal wees. En Here, gee dat ons werklike gemeente sal wees, wat Godvreesend is. 'n Gemeente wat na God soek, met ons hele hart. En Here, dat daar 'n hongerende dors na U geregtigheid in elke van ons se lewe sal wees. Daarom bid ons U, Here, ook vir hierdie woord vanoggend. Kom seën dit in ons harte, gebruik dit. En Here, dat U naam ook verheerlik sal word. Ook hier in ons midde, maar ook elkeen wat na dit sal luister, ook op watter platform dit ook sal uitgaan, dat U verheerlik sal word daarin. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Ons teks van oordeenking vind ons dan in die 6de vers. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En daardie wonderlike gedagte wat die woord van die Here ook met ons wil kom deel vanoggend. En dit is dat daar 'n honger en 'n dors na die geregtigheid van God in elke kind van God se lewe sal wees. Ons het stil gestaan die afgelope 2 Sondae en ons het gekyk na hoe gaan ek weet of ek 'n kind van die Here is. Die eerste Sondag het ons na hierdie saak gekyk om te sê, maar 'n kind van die Here sal vrug dra. Die vrug wat by die bekering pas. Dat daardie vrug in my lewe deur die Gees van God voortgebring sal word en dat dit 'n proses is. Want die woord van die Here leer vir ons eers die halm en dan die aar en dan die volle koring in die aar. Dis 'n proses. Is nie ons net ewe skielik dan het ek alles in my lewe nie. Die tweede Sondag het ons gekyk na daardie gedagte van 'n kind van die Here. Hoe gaan ek weet of 'n kind van die Here is? Daar gaan in die eerste plek die liefde van God in my hart wees. Liefde vir God self en 'n liefde vir my medemens. En daarmee saam dat vergifnis by my as kind van die Here 'n maklike saak sal word. Ek word geoefen daarin. Want hoe meer ek dit ontvang en ek besef die toestand waarin ek was en hoe groot my sonde voor God is, gaan daardie vergifnis wat ek vir mense aanbied, gaan al makliker in my lewe word, omdat ek besef wat het Jesus vir my gedoen. Daardie kruiswerk wat hy moes betaal het sodat ek vergifnis kon ontvang. So liefde en vergifnis. In die eerste plek dan die vrug. Die tweede gaan ek weet, daar gaan liefde in my hart wees en vergifnis vir ander mense. Want hoe sê die woord van die Here? As ek my broer sien en ek haat hom, hoe kan ek sê ek het God lief?
So God se liefde binne in my dring my tot hierdie. En nou kom ons by die derde aspek. As kind van die Here om te weet, hoe gaan ek weet ek is kind van die Here? En hierdie is 'n baie belangrike aspek, dink ek, in 'n kind van God se lewe. En dit is dat daar 'n honger en 'n dors na die geregtigheid van God sal wees. 'n Baie belangrike aspek. Dan was 'n sekere man, hy het van homself gesê dat hy sekerlik nou nie 'n baie goeie uitstekende golfer nie, want dan sou hy seker in die liga gespeel het, maar hy was baie lief om golf te speel en hy het baie graag ook daarna gekyk om golf dan ook op die televisie te kyk. Hy was genooi om daarna 'n meesterstoernooi te gaan in Augusta. Hy was in sy 7de hemel oor hierdie geleentheid en hy het 'n hekpas gekry, nogal deur 'n ene Scott Simpson, wat 'n baie uitstekende golfer was. Hy was baie opgewonde om daar na Augustus, na hierdie nasionale country club in Georgia te gaan, en hy was soos 'n kind wat dan ook binne in 'n lekker goed winkel losgelaat was, heel opgewonde daaroor. Hy wou net hierdie gronde geloop het en die baan gesien het, maar hy het ook een begeerte gehad, en dit is, kan ek die Engelse woord dan ook gebruik, om in die country club in te gaan. Want binne in daardie country club was die golfstokke wat daar gehang en uitgestal word van Ben Hogan en Paul Azinger. Mense wat legendes op hierdie gebied was. En toe hy daar by die deur kom, toe wou hulle hom nie inlaat. Hoekom? Hierdie wag het hom gestop. Hy haal daar die hekpas uit. Hy sê, hier is my hekpas. En hierdie man, Scott Simpson, ken ek persoonlik, hy het dit vir my gegee. En daardie man sê, nee, jy kan nie ingaan nie. Want jy moet of 'n golfer wees om daar in te gaan, of jy moet 'n caddy wees. Nou, hy het geweet, hy is nie 'n speler nie, en die caddies het sekere oorpakke gehad, wat hulle aangehaat het, wat hulle dan kon uitken, en hulle het hierdie mense dan toegelaat, binne in daardie country club. En so moes hy omdraai, om dan ook te weet, dat hy daar by die deur gekom het, maar dat hy toegang geweier is. God het 'n sekere vereiste tot die toegang in die hemel. En wat sou dit wees? Ek moet bekleed wees met die geregtigheid van Jesus Christus. Dit sou my kaartjie, my bekleedsel gewees het, soos daardie caddies uitgeken word aan daardie bekleedsel, sal die kind van die Here uitgeken word aan die bekleedsel van die geregtigheid van die Here Jesus Christus in my lewe. Dus, wanneer ek as verlore sondaar bid, dat die Here my sonde sal vergewe, dat ek hom as verlosser en saligmaker aanvaar, dan bekleed God my met die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Ek word gewas in die bloed van Jesus Christus, Openbaring 1 vers 5, wat dan vir my sê dat ek gewas is, dat my kleed skoon is, ek word bekleed met 'n nuwe bekleedsel, naamlik die Here Jesus Christus in my lewe, met sy geregtigheid. Hy het aan die kruis gesterwe, sy bloed het gevloei en daardeur het hy ons geregtigheid by God gaan koop. En deur daardie geregtigheid moet elke mens wat sê dat ek 'n kind van die Here is, bekleed wees met die geregtigheid van God. Anders sal ek die hemel nie ingaan nie. En wanneer ek daar by die hemel kom, dan hoef ek nie te vrees as ek bekleed is met die geregtigheid van Christus, dat ek toegang geweier sal word nie. En wat 'n wonderlike voorreg, as ons na die woord van die Here gaan kyk,
En ons sien in die woord van die Here, wat beteken hierdie woordjie geregtigheid? Die woordjie geregtigheid is die woord dikaios, wat beteken billik. Billik in my karakter en in my daad. By implikasie dat ek onskuldig en heilig sal wees. En al wanneer ek as mens onskuldig verklaar kan word, is wanneer ek die Here Jesus Christus as my verlosser en saligmaker dan ook aanvaar. En dan kom hy en hy kom beklee my met die geregtigheid van die Here Jesus Christus. En dit is die woordjie wat ons dan ook gebruik, justify. Die Engels. En wat beteken dit? As ons gaan kyk na die woord, ons breek hom bietjie op. Just if I've never sinned. Wanneer ek onskuldig verklaar word by my redding, en God my sonde skuld wegvat, en ek skoon gewas word in die bloed van Here Jesus Christus, dan word ek regverdig verklaar, justify, just if I've never sinned. Wanneer ek daardie ontmoeting met God gehad het, ek in die regte verhouding met God gestel word. En dit is wat geregtigheid is, dat ek in die regte verhouding met God gestel word. Want 'n persoon wat verlore is, ongered is nie in die regte verhouding met God nie. Hy is nog verwyder van God. En om in die regte verhouding met God dan ook te kom, moet ek gewas word in die bloed van Jesus Christus. En daarom kom ek sommer vroeg in hierdie boodskap, liewe toehoorder, en ek vra vir u, het u die getuienis in u hart dat u gewas is in die bloed van Jesus Christus? Die woord van die Here sê Openbaring 1 vers 5, ek moet gewas wees in die bloed van die lam. Hy sê in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig, te was, skoon te maak, in die regte verhouding met God te stel, by die belydenis van sonde in Jesus Christus as my verlosser en saligmaker te aanvaar. So wat leer die Here Jesus Christus vir ons as hy dan sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dit beteken dat God my in die regte verhouding ooreenstemmig die wil van God plaas. En wat is die wil van God? Dat ons gered moet word, dat ons geheilig moet word, in die regte verhouding geplaas word. Dit word gedoen en deur God aan ons gegee, deur hom te gehoorsaam. Elke ene wat by daai punt kom, om hom te gehoorsaam, kan in die regte verhouding met God dan ook kom. Die som totaal daarvan, van hierdie verwagting van God, is in die Here Jesus Christus vir u en vir my aan die kruis bewerk. En hy het dit vir ons behaal. En daarom het u en ek 'n godsdienstige verantwoordelikheid teenoor God, om in die regte verhouding te kom en te lewe. Dis nie 'n eenmalige ding en dit is nou ewe skielik afgehandel nie. Is 'n voortdurende groei in hierdie hele saak. En daarom, liewe toehoorder, wanneer die woord van die Here sê, en so baie mense in die tyd waarin ons lewe, probeer hulle self te regverdig, maar ons is maar almal sondaars. Ken jy daardie rympie? Baie mense is gou om vir jou te sê, maar ons is almal maar net sondaars. Wat sê 1 Petrus 2 vers 24? Hy sê dat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Nou wil ons onsself regverdig. En dit is wat Jesaja 64 dan ook vir ons kom sê, in vers 6. En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtigheid
soos 'n besoedelde kleed. Liewe toehoorder, in ons sonde toestand, in die toestand waarin ons gebore is ons ongeregtigheid waarmee ons bekleed is. Hoe ons ook al onsself probeer regverdig. Hoe ons ook al probeer sê, maar ek lees my Bybel, ek bid, ek gaan kerk toe. Ek dien die Here deur daarso al daardie wonderlike dinge by die kerk te doen en alles. Dis nie wat die Here sê nie. As jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis God se standaard. Nie of jy Bybel lees, nie of jy bid, nie of jy kerk toe gaan nie. Dis uitvloeisels, uit dankbaarheid teenoor die Here. Wanneer ek met sy geregtigheid bekleed word, dan is ek dankbaar teenoor hom. Dan wil ek in 'n verhouding met hom staan. En dan soek ek na hierdie dinge, om in die regte verhouding te lewe. Maar ek moet eers in die regte verhouding kom, en hoe kom ek daarin? Om gewas te word deur die bloed van die Here Jesus Christus, om by daardie plek verby te kom, om myself te regverdig, want my geregtigheid is soos 'n besoedelde kleed. En te erken, ek is 'n verlore sondaar, en ek het Jesus Christus se redding nodig. Ek moet gewas word in die bloed van Jesus Christus, om in die regte verhouding met God te kom, want niemand kan aan God se standaarde voldoen nie. Job sê dit baie duidelik, kan daar 'n reine uit 'n onreine voortkom? Nee, nie een nie. Hoor jy wat sê die woord van die Here? Niemand is regverdig voor God van sy geboorte af nie. So baie mense wat deesdae, ek is van my geboorte af, is ek in die kerk en ek stap maar die pad saam met die Here, daarom is ek gered. Liewe toehoorder, die woord van die Here sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Waar het dit plaasgevind in die geestelike lewe? Want God moet die een of ander tyd regverdig kom verklaar, want ons geregtigheid is soos 'n besoedelde kleed. Ons sing daar die koortjie. Die hemelse vensters staan wyd oop en strome van seën daal neer. En wat sê ons dan? Ek gee hom my stikkende klere. Wat is dit? Is om te sê, Here, my ongeregtigheid, my sonde gee ek nou vir U. En wat kry ek in 'n ruil daarvoor? Daai koortjie sê dit vir ons, vir 'n mantel so vlekloos en skoon. Met sy geregtigheid bekleed. Dis wat daardie koortjie beteken. Daarom, liewe toehoorder, is u gewas in die bloed van die Here Jesus Christus, is u bekleed met God se geregtigheid in die Here Jesus Christus vir u en vir my bewerk. Daarom moet ek bekleed wees met hierdie geregtigheid, soos 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, doelmatig. En wat was die doel? Sodat ons kan word geregtigheid van God in Christus. Nie my eie geregtigheid nie, maar in Christus. Hy het dit vir my verdien, want ek kon dit nie verdien nie. In Christus word ons van ons sonde gewas. In Christus word ons dit wat God verwag ons moet wees. Iets wat 'n mens nie uit homself kan wees nie. Wanneer ek God se woord aanvaar, deur die geloof, om dit aanvaar dat ek 'n sondaar is, om Jesus Christus te aanvaar dat hy my saligmaker is, om myself onder die beheer van God te stel en dit wat God van my verwag, om die Here Jesus Christus as my verlosser en saligmaker te aanvaar. Dan kom die woord en hy sê Romeine 4 vers 3, want wat sê die skrif? Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Nie oor dit wat hy gedoen het nie, maar dit wat in Christus Jesus, wat voor hy daardie tyd daarop gewys het, van daardie lam wat geslag is, daardie bloed van daardie lam wat gevloei het, en hy het geglo daarin,
en dit is hom tot geregtigheid gereken. Daarom, liewe toehoorder, moet u en ek bekleed wees met daardie geregtigheid in 1 Korintiërs 1:30. Maar deur hom is julle in Christus. Hoor mooi, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid. Jesus het dit vir jou en vir my bereik. Hy het dit behaal aan die kruis, u en ek kon nie. Jesus het vir u en vir my gedoen wat u en ek nie kon gedoen het nie. Daar's 'n kosbare koortjie of 'n lied wat geskryf is. En hy sê, I had a debt I could not pay. He paid a debt he did not owe. I need someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace all day long. Jesus Christ paid a debt that I could never pay. Jesus het dit vir u en vir my verdien. En daarom moet ons met sy geregtigheid bekleed word. Kan ek weer daardie skrif net aanhaal? Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing by sy wederkoms. Dis wat hierdie verlossing opdui. Jesus het dit vir jou en vir my gedoen sodat ons met sy geregtigheid bekleed kan word. En daarom wat Johannes 6 vers 35 vir ons sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Liewe toehoorder, het u 'n honger en 'n dors na die Here Jesus Christus gehad, sodat hy in eerste plek gered kon word, in die regte verhouding met God gestel kon word, sodat u in hierdie regte pad kan wandel. Hoe gaan ek dit ontvang? Om in die eerste plek dan te besef dat daar 'n honger en 'n dors in my hart is, om te besef dat ek verlore is, dat ek besoedel is met my eie ongeregtigheid van sonde. Soos Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Om my sonde te bely voor God, om Jesus Christus buite myself te aanvaar as my verlosser en saligmaker, want ek kan myself nie red nie. Ek is in ongeregtigheid is ek gebore. Ek is met daardie besoedelde kleed gebore. Ek moet 'n nuwe kleed kry. En dat ek nuut bekleed sal word met die Here Jesus Christus, wat daar die prys betaal het aan die kruis vir u en vir my. 1 Johannes 2 vers 29. Hoor mooi, as julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Het u daardie wedergeboorte deelagtig geword? Want dan word ek met Jesus Christus se geregtigheid bekleed, en dan wil ek reg lewe. Dan het ek 'n begeerte daarna om reg te lewe, in die regte verhouding met God te wandel. Hy gaan voort in 1 Johannes 3 vers 7 en hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hoekom? Ek word met sy geregtigheid bekleed. En daarom bring dit my in die regte verhouding met God. En dit sal maak dat ek as kind van die Here 'n honger en 'n dors na sy geregtigheid sal hê. Hoekom? Ek is uitgehaal uit daardie ongeregtigheid van sonde.
Ek het 'n nuwe lewe in Christus ontvang. Ek word bekleed met sy geregtigheid. Hierdie verkeerde dinge wat nou in my lewe was, is afgelê. En nou soek ek na die regte dinge. Ek het 'n begeerte daarna, as 'n verlange in my hart daarna. Het u daardie verlange vanoggend? Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hierdie ou wêreld het 'n regstelsel wat heeltemal verdraai is. Die skuldige word baie keer onskuldig verklaar op tegniese punte. Maar hy weet binne in sy hart, hy's verkeerd, hy het die verkeerde gedoen. En hoe hy ook al homself probeer regverdig, hy staan skuldig voor God, al staan hy voor 'n regter en 'n regsbank vandag, en sy onskuld word op tegniese punte bewys. Is daar een voor wie hy sal ewig staan, wat hom in geregtigheid sal oordeel, by wie hy nie sal verbykom nie. En daarom, liewe toehoorder, moet ek weet, dat elkeen van ons, ook hier teenwoordig, en elkeen wat na hierdie boodskap luister, op watter medium ook al, voor 'n lewende God eendag sal staan, wat in geregtigheid sal oordeel. En daarom moet ons weet, dat ons na hierdie geregtigheid van God moet soek, dat daar 'n desperaatheid in my hart is, en ek wil vra, liewe toehoorder, moet ons nie dalk bely, dat ons nog nie desperaat genoeg is nie. Kom ek vra vir u, 'n persoon wat dwelm verslaafd is, wat sal daardie persoon doen om dwelms in die hande te kry? Sê vir my. Wat sal hy doen? Roof, doodmaak. Hy sal enige iets doen. Hoekom? Hy is desperaat om daai ding in die hande te kry. Ek wil vra, liewe toehoorder, is ons as kinders van Here so desperaat na God se dinge? Het ons 'n desperaatheid en 'n verlange in ons hart na God, soos daardie dwelmverslaafde na daardie dwelms het? Moet ons nie dalk bely voor die Here, Here, ons is nie op daai standaard nie. Ek moes gisteraand voor die Here gebuig het, want ek was skuldig in myself. Ek preek vanoggend vir myself, soos wat ek vir u preek. Ek staan net so skuldig voor God, dat ons is nie so desperaat, soos daardie dwelmverslaafde na dwelms is nie. Daai persoon wat 'n sekere posisie of 'n betrekking binne in 'n besigheid soek, hy sal alles in sy vermoë doen. Hy sal tyd opoffer, hy sal kennis vermeerder, en selfs sal sy gesin soms rondom hierdie hele saak moet lei, om daardie posisie te kry. Hy is desperaat vir daardie posisie. Is ons desperaat vir die posisie van geregtigheid van God in ons harte en ons lewens? Daardie persoon droom baie keer daarvan. Hy dink gedurig daarin. Is ons harte vervul met die geregtigheid van God, wat ons gedurig na hierdie dinge toe dryf? 'n honger en 'n dors na die woord van God. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid, die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Die totale som van die woord van die Here. En nou sê die psalmdigter in Psalm 19 vers 11, hulle is begeerliker as goud. Ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroom. Maar verstaan ek nie, dat ons so maklik die woord van God in 'n dag kan oorslaan.
Dan verstaan ek nie dat ons so maklik ons stilte tye kan verwaarloos. Dan verstaan ek nie, met respek teenoor u wat vanoggend hier sit, want gewoonlik kan preek ons mos vir die ouens wat hier sit en die ouens wat nie hier is nie. Hulle hoor nou nie die boodskap nie. Maar hulle wat die kerkbanke moet vol sit en hierdie kerkbanke is leeg, waar is hulle? Is daar 'n honger en 'n dors na die geregtigheid van God? En dan, soos ons punt hier dan ook sê, na die woord van die Here. Dit wat ek van God moet ontvang, dit wat sy begeerte vir ons as gemeente is, dit wat sy hartklop vir ons as gemeente is, dis hoekom ons Sondag by mekaar kom om sy woord te hoor. Wat is God se hartklop vir my? Wat is God se hartklop vir ons as gemeente? Dat ons versadig kan word daaruit. Is daar 'n begeerte daarna? 'n Honger en 'n dors na gebed en Bybelstudie. Psalm 5 vers 3 en 4 sê, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. In die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. 'n Begeerte, 'n honger na die dinge van die Here, 'n ware honger en 'n dors na kennis. Dit wat ek in die woord van die Here ook sal kry. Daar wanneer ek alleen tyd met hom verkeer, daar waar hy homself aan my kom openbaar, daar waar ek leer ken wie God werklik is, waar ek in liefde met hom kom ontmoet. So baie mense wat sê ek het die Here so lief. Maar waar is ek dan as dit by die dinge van die Here kom? Daai wonderlike gemeenskap wat ek met God die Vader en met die Here Jesus Christus kan geniet. Wat ek met my medemens kan geniet wanneer ek die onderlinge byeenkomste bywoon. Ons bid hier geleenthede. Wanneer ek by daardie geleenthede sal kom soos eredienste. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ek probeer in die regte verhouding met my medemens te lewe, om te wandel met God die Vader, met sy Seun en die Heilige Gees, om in God se lig te wandel, want daar is geen duisternis in hom nie. Wat die woord van Here sê, dat die geregtigheid en die ongeregtigheid geen gemeenskap met mekaar hê nie. Daarom kan ek nie 'n verlange na die dinge van die wêreld meer in my hart hê nie. Daar moet 'n honger en 'n dors na die geregtigheid van God ook in my lewe moet wees. 1 Johannes 1 vers 7, maar ons is in die lig wandel soos hy in die lig is. Dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Is om in die regte verhouding met God te wees. Daardie soete gemeenskap. Ek wil nie hê daar moet iets tussen my en God wees nie. Psalm 36 vers 10. Want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ek die lig. Die teenwoordigheid van God te verkeer, om die regte verhouding met God te wandel. Dit vereis 'n rein lewenswandel, 'n honger en 'n dors na heiligheid. Daarom moet daar 'n strewe in my hart na heiligheid wees. Nie net regverdigmaking nie, maar ook heiligmaking in my lewe. 'n Honger na 'n heilige lewe, soos Martin Lloyd Jones dit dan ook stel. Righteousness here includes not only justification, net my redding nie, but sanctification, heiligmaking also. In other words, the desire for righteousness, the act of hungering and thirsting for it, means ultimately the desire to be free from sin in all its forms and in every manifestation.
So wat sê hy hierso vir my? Ek as kind van die Here wil wegvlug van sonde af, van die ongeregtigheid af, en ek het 'n begeerte en 'n verlange na God se geregtigheid, en dit word gemanifesteer in heiligheid, in 'n heilige lewenswandel, in die kind van God se lewe. Om 'n begeerte te hê om reg te wees met God. Al my probleme in hierdie wêreld is omdat mense nie regte verhouding met God is nie. Daarom wil die Here ook dan hê dat ons by daardie honger en dors sal kom, waar ek 'n honger en 'n dors na die vrug van die Gees in my daaglikse lewe wil hê. 'n Daaglikse handel en se wandel daarna. 'n Honger en 'n dors om vry te wees van die mag van die sonde. 'n Honger en 'n dors om vry te wees van die begeerte na sonde. Is u so honger en dors na die geregtigheid van God? Nie toe te laat vir enige besoedeling in my lewe nie. Ek het eendag hierdie wonderlike verhaaltjie gelees van 'n hermyn. Hermyn is amper, kan ons maar sê, soos daardie meerkat. Hy's bietjie groter as 'n meerkat, maar hy het 'n pragtige wit pels. En hulle het 'n geruim gekry, want hulle het daardie wit pelse gesoek om dan vir die damespels, jasse en dinge te maak daarmee. En hulle het 'n geheim gekry om daardie hermyn dan ook te jag. Wat sou hulle gaan doen het? Hulle sou gegaan het en hulle sou grease gevat het. Die mooi Afrikaanse woord grease, nê, smeermiddel. Hulle sou smeermiddel gevat het en daar by die gat daardie vuil grease gaan smeer het. En dan begin hulle daardie hermyn te jag. En as daardie hermyn by daardie gat van hom kom, en hy sien daardie grease, hy sien daardie besoedeling, dan wil hy nie sy kleed besoedel nie. Hy sal eerder doodgemaak word, as om sy kleed te besoedel. Het ons so dors na die heiligheid van God, dat ons nie ons kleed wil besoedel in hierdie wêreld nie, maar dat ons dit rein wil hou. Daai ou diertjie sal enigiets doen om nie besoedel te word deur daardie grease nie. Ons as kinders van die Here kan ons dieselfde van ons lewe sê. Om my hart te bewaak, sodat my hart nie besoedel word nie. Psalm 42 vers 2 en 3. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel, so smag my hart na U, o God. My hart, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Is u hart in so 'n verhouding dat u nie wil besoedel nie, maar dat jy 'n honger en 'n dors het, soos daardie hert smag na waterstrome? Wat gebeur met daardie hert? Wanneer daardie jagters daardie hert wil vang, hierdie was spesifiek daardie hert wat na verwys is, waarna hulle gejag het, en as daardie hert gejag word, dan hardloop hy vir waterstrome. En hy spring in daardie waterstrome en net sy snoet laat hy uitsteek bo die water, om homself te verberg. Soos wat hy smag om weg te kom van daardie jagter af, en daardie waterstrome te soek. Dis wat hy hier sê. Hy sê hierso, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my hart, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Het U en ek, dat ons harte so bewaak, dat ons nie deur die sonde en die ongeregtigheid van hierdie wêreld gevang wil word nie. Openbaring 2 vers 4, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wat beteken dit? Daardie smagting, daardie begeerte,
Ek het dit gister maar net gesien. Daar so by die vlooimark. Toe 'n jong man daar van die werk afkom. Toe druk hy daar die wyfie van hom so styf vas en gee haar 'n lekker soen. Het 'n smagting na haar gehad. Hy wou by haar wees. Het ons so verlange en 'n smagting na God. Dat ek my hart sal bewaak. En die liefde wat God in my hart uitgestort het, dat ek dit nie sal verloor nie. 'n Honger en 'n dors, daardie diepste nood, daardie desperate nood in my hart, totdat dit versadig word. Want wat sê die woord van die Here? Dis nie net 'n gevoel wat moet verbygaan nie, maar soos 'n man daar in die woestyn wat dors het. Dis nie 'n gevoel as hy daar in die woestyn is en hy dors het nie. Hy het daardie begeerte dat dit versadig moet word. Hosea 6 vers 3 sê, en laat ons ken, laat ons dit najag om die Here te ken. Dit bring my by 'n punt van desperaatheid. En 'n persoon wat desperaat is, sal enige iets doen. Hy sal enige iets doen om daardie hart van honger en dors terug te kry. Is desperaat genoeg na honger en 'n dors na God se geregtigheid om in die regte verhouding met God te wandel en reg te lewe. Hoekom? Want as ek so 'n hart het, dan sê die woord van die Here vir my, ek sal versadig word. God sal my nie oorsien nie. Hy sal my genadig wees en hy sal my versadig. Waarlik honger en dors na die geregtigheid van God sal gevul word. En wat sê die woord van die Here? Geseënd is hulle. Gelukkig. Soek u ware geluk in die lewe? Soek na honger en 'n dors na die geregtigheid van God. En dan op die ou einde die vervulling by Christus se wederkoms, waar ons volkome regverdig vir God verklaar sal word. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek vra vir u, liewe toehoorder, moet ons nie dalk bely voor die Here. Ek het nie so honger en dors nie. Maar ek het 'n verlange daarna, Here, kom skep dan 'n rein hart in my hart. Kom werk, die honger en die dors. Kom gee dit vir my terug, wat ek miskien eens gehad het. En dat ek weer in die regte verhouding met God sal lewe. Sal wegvlug van sonde en God se geregtigheid soek. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat u ons kom leer rondom u geregtigheid. Dit waarmee u ons wil beklee. Dankie vir Jesus Christus wat dit vir ons bewerk het. Want ons kon nie daai prys betaal nie. Alleenlik hy wat regverdig is, kon dit betaal. En Here, skep vir ons 'n honger en 'n dors na daardie geregtigheid. As ons sê dat ons kinders van die Here is, dan sê u woord dat daar 'n honger en 'n dors na u geregtigheid sal wees, want ons sal versadig word. Word verheerlik in hierdie boodskap vanoggend. En bid ek, Here, vir die gemeente. Vir hulle wat vanoggend miskien hulle harte kom sê, Here, ek staan skuldig voor u. Maar ek wil dat u weer kom werk in my hart. Kom reinig my, kom maak my skoon. Kom plaas u geregtigheid weer in my hart. Geef my 'n soek en 'n dors na dit. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Kom ons sluit af. Halleluja 312, 2 verse. Geseënde Jesus, o Heer van my hart. U krag tot genesing, dit soek ek met smart. Verbreek ieder afgod, verban alle vrees. O was my en witter as sneeu sal ek wees. Dat die Here ons weer sal kom was en ons in die regte verhouding tot hom sal plaas. Kom ons sing daai 2 verse staande saam. Al die pappas vanoggend, daar is spesiaal iets vir die mammas in die saal. Vat hulle saal toe asseblief en laat hulle saam 'n koppie koffie saam met jou drink en geniet saam mekaar se teenwoordigheid. Vang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.